Kom ons bid saam en dan vra ons dat die skrif vir ons oopbreek vanoggend. Hemelse Vader, ons kom as 'n gemeente en buig ons nederig voor U met die hoop dat U deur die skrif met ons sal gesels vanmôre, dat U die skrif vir ons sal openbaar, want sonder die openbaring maak die skrif nie vir ons sin nie. Mag U deur die Heilige Gees met ons praat van die kant af vanmôre, mag U my gebruik as U instrument en mag my mens wees nie in die pad staan van dit wat U vir die gemeente wil sê vanoggend nie. Here, dankie dat ons kan reflekteer op U verlossingswerk. Dankie dat ons kan reflekteer op die transformasie wat die evangelie ook vir ons inhou. En help ons om dit mooi te verstaan vanoggend, soos ons daaroor reflekteer. Mag U spreek, Here, en ons as die dienaars luister. Amen. Gemeente, kom ek lees vir julle en dan is ons 'n paar kerntemas wat ek vanmôre met julle wil bespreek. So 1 Johannes 1 vers 5, met die opskrif God is lig, sê die apostel vir ons, dit is nou die boodskap wat ons by hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. As ons beweer dat ons aan hom deel het en ons lewe in die duisternis, dan lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig lewe, soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy seun ons van elke sonde. As ons beweer dat ons die sonde het nie, dan bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot leienaar en is sy woord nie in ons nie. Dan hoofstuk 2 sê die apostel verder, dit skrywe ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes, en nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die van die hele wêreld. As ons die gebooie van God gehoorsaam, weet ons daaraan dat ons hom ken. Iemand wat sê, ek ken hom, maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is 'n leienaar, en die waarheid is nie in hom nie. Wie sy woord egter gehoorsaam, in hom het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hierdan weet ons dat ons in hom is. En vers 6, en hierdie is ook ons tema vir vanoggend, wie beweer dat hy in hom bly, behoort self ook te lewe, soos Jesus gelewe het. Net tot sover. Nou gemeente, soos ek nou vir julle al verduidelik het, in hierdie proses waarin ek en my familie is, het ek nou die aand, ek dink dit was Vrydag aand gewees, wys ek bietjie vir Gracie 'n paar musiekvideoetjies, sy hou baie van musiek, en een van my pa, die van julle wat nou nie my pa ken of so aan nie, my pa was verlede jaar oorlede, en een van die laaste gesprekke wat ek en my pa oor gesels het, was oor die feit dat sy droom vir sy kleindogter, is dat sy moet sing. En dat hy graag wil hê, ons moet daar, waar ook al ons is in die wêreld, idols toe vat, en hy glo vas, sy gaan idols wen. En gelukkig, my vrou kan mooi sing, haar pa leer nog, ek traai, maar ek wil oom Henk, baie dankie vir oom hulle se leiding, en ek dink die koord aan die Erna, julle het my al, ek kan al toon nou, en dit is groei, nee, dit is groei. En soos wat ek vir Gracie sekere video's wys, kom daar 'n liedjie van Bok van Blerkop, wat my nogal emosioneel gemaak het. En die liedjie se naam is herinnering aan Hendrik Bibou, wat gesê het, jare terug, ek bly in Afrikaner. En sodat ons na hierdie liedjie luister, en ou is maar patrioties oor 'n klomp dinge, en ek dink terug verder aan een van my gunsteling movies van Leon Schuster, en die liedjie, en ek gaan nou sê, of die movie van die kansel af, so vergewe my taal, is Ou Sharks am Gatvol, nee. En in hierdie film, wanneer hulle op die vliegtuig is op pad Sydney toe, dan het sy vriende vir hom so 'n video saamgevoeg aan die einde van sy movie, om vir hom te sê, dit is ons Suid-Afrika, en dan wys hulle sulke klomp, ek dink, wonderlike beelde, wat ons almal, bewoon maak om Suid-Afrikaans te wees. Byvoorbeeld die 1995 wêreldbeker
drop goal van Joel Stransky en ons wat die wêreldbeker wen, François Pinaar wat die eerste keer die Webb Ellis Cup vir ons lig hou. Seker goed, ons land, die Drakensberge, die natuur skoon en dan sing hulle patriotiese liedjies en doen loop die trane. En ek sê vir Jasmine, op die einde van die dag wil ek dit net onomwonde vir julle as 'n gemeente ook sê, dat ek en Jasmine is nie vlugtelinge nie, alhoewel dit nou baie in die nuus is, né? Ek en Jasmine is van harte oortuig dat ons 'n roeping het en daar's 'n verskil tussen die twee. Ek en my vrou en my gesin gaan nie Amerika toe omdat ons vlug van iets af nie. En toe ek daardie gemeente in die oë gekyk het in Union, Missouri, het ek vir hulle gesê, julle moet een ding baie mooi verstaan. Suid-Afrika het haar probleme en julle ken my, ek het al van die kansel af oor van daai probleme gesels. Ons almal weet dit, ons kan mekaar lank om 'n braaivleisvuur besig hou. Maar Suid-Afrika het ook verskriklike mooi. En deel van daardie mooi gemeente is julle. Is die samesyn wat ons as 'n gemeente het. Wanneer ons by 'n bazaar byvoorbeeld saam kuier. Wanneer ons potjie kos maak en ons eet pap en kaaiens en ons doen wonderlike dinge saam en ons vier sekere dinge saam. Dit is vir ons 'n groot voorreg. En 'n ou gaan daai goed mis. So hulle het my baie vrae gevra oor Suid-Afrika se politiek en regering en al die lekker dinge. En op 'n stadium het ek net ervaar dat die Here vir my sê, Julian, bring hulle net terug na die kern toe en die kern is roeping. Ek is nie hier omdat ek vlug van iets af in Suid-Afrika nie, ek is lief vir my gemeente en ek dien in my gemeente met passie en oorgawe, maar daar's heeltyd hierdie knaande gevoel dat die Here my wil skuif. Nee, ek moet gehoorsaam wees op die einde van die dag. En dis hoekom ek daar is. Julle nooi my om te kom preek, julle te ontmoet en dan sê julle aan die einde van daardie 2 weke, ons is van harte oortuig God roep jou hiernatoe. En as 'n predikant moet ek dit ernstig opneem om vir myself te vra, is dit wat die Here wil? Of is dit wat Julian wil? En daarom gaan ons hierdie laaste paar sonde wat ek saam met julle het gesels oor dinge wat ek regtig in my hart met julle wil deel. Wat ek dink belangrik is, want ons het vir die laaste 5 jaar wonderlike dinge saam bereik en gedoen. Net in konteks, gemeentebesoekers, ons gemeente het gegroei, toe ek hier aangekom het 5 jaar terug, op die boeke 450 lidmate, in 'n erediens so 80, 120. Vandag is ons gemiddeld so tussen 250 en 300 mense op 'n Sondag. Op die boeke het ons gegroei van 450 lidmate tot amper 2000 lidmate. En dis nie omdat Julian is nie, so julle moet my nie verkeerd verstaan volgens nie, maar dis omdat ek glo en van harte oortuig is, van die kansel af probeer ek julle leer wat die wil van die Here is. En van die kansel af het ek julle probeer leer wie God is en wat God van my en van jou verwag. En julle as 'n gemeente het gesê ons wil meer leer en ons wil hierdie dinge begin omarm en toepas in ons lewe. En mense in ons gemeente en gemeenskap, wil ek net vir julle sê, die laaste paar maande wat ek rondreis in die gemeenskap, is daar mense wat nie by ons aanbid nie, wat getuig oor hoe NG Gemeente Groblersdal hulle aangeraak het. Hoe hulle nie noodwendig by ons aanbid nie, maar hulle kyk ons YouTube video's aanlyn. En dis julle. So mag julle voortbou op dit. Dat al raas ek baie keer van die kansel af met julle, want dit is soms nodig, is dit altyd uit liefde uit. Omdat ek die beste vir jou wil hê. En wanneer julle miskien met my verskil oor sekere goedjies en ons het debatte aanlyn, dan is dit ook fyn, dis goed. Omdat ons lief is vir mekaar. En dit bring my by vanoggend se teks, want een van hierdie kerndinge en misverstande in die kerk het te maak met iets wat ek nogal baie nagte oor wakker lê. En dit is die feit dat mense verkramp die evangelie om net te gaan oor vergifnis. Dat jy kom kruis toe sodat jy verlos kan word. Jy kom kruis toe sodat jy vergewe kan word. En dis waar dit stop vir baie van ons. Maar ek wil vandag van die kansel af vir julle sê, uit hierdie teks uit vanmôre wil ek hê julle moet hoor, vergifnis is die beginpunt van die evangelie. Om jou vry te maak van jou sonde, om jou met God te versoen, is die beginpunt. Daar is 'n doel aan daardie vergifnis. En daarom moet ons bietjie reflekteer oor wat daardie doel is. Dit gaan nie net om jy wat vergewe word sodat jy kan hemel toe gaan nie. Dis baie dieper as dit. Die doel is, jy moet transformeer. Die genade verander jou. Jy is 'n nuwe mens. Jy het nuwe begeertes. Jy het 'n nuwe wil ontvang. Jy wil God gehoorsaam. Jy wil dinge doen wat vir hom vreugde verskaf. Nie omdat jy bang is jy gaan hel toe nie. Alhoewel vrees vir God, soos ek nou vir die kerk het ook gesê het, ek dink belangrik is. Soos wat ek 'n vrees vir my ouma gehad het,
Dis goed. Maar dit kan ook oordrewe raak soms, en wanneer dit oordrewe raak, dan bring dit afstand. En dis nie wat die evangelie probeer doen nie. Die evangelie se doel is om jou nader aan God te bring. Die evangelie se doel is om vrede vir jou te skenk in jou gewete, sodat jou gewete nie heeltyd jou aankla nie. Maar van kansels af en in boeke en al die dinge in vandag se wêreld word die boodskap kristalhelder na mense toe gebring om vir mense te sê jy is so gebore en so gelaat staan en daar's niks wat jy daaraan kan doen nie. Nee? Jy is so gebore, jy is so gelaat staan en daar's niks wat jy daaraan kan doen. Dis nonsens. Dis nonsens. Almal van ons in hierdie kerkgebou stoei met sekere goed. En kern, ons stoei met sekere versoekinge. En ek het 3 kerk toe gebring vanoggend wat ek met julle oor wil praat. Die eerste is baie gefokus op ons broers, maar nie alleen op julle nie. En dit is die versoeking van pornografie. Wat in ons gemeente en gemeenskap 'n probleem is. Alright? Nou, hier is wat kern belangrik is vandag. Ek vat julle terug na die teks toe. Die teks sê vir my en vir jou, in vers 5 tot 9, God is lig, God bevry jou deur Christus se bloed, hy maak jou heilig, hy transformeer jou, en dis 'n proses, dit gebeur nie oornag nie. En wanneer ons na die doop toe kom, byvoorbeeld vandag, is dit 'n herinnering dat jy syne is, en hy sal jou nie los nie. En al hierdie dinge is 'n pakkie wat ons vandag vir mekaar moet gee, om te sê, wanneer ons byvoorbeeld kyk na pornografie, is daar 'n baie belangrike ding wat daar's 'n siklus wat mense vasvang. Want ek weet nie of julle dit weet nie, maar 80% van mans byvoorbeeld in Amerika volgens statistiek is verslaaf aan pornografie. En ek dink in Suid-Afrika as jy die statistiek vat, is nie veel anders nie. En ek wil ook uit van die kansel af sê, dis nie noodwendig omdat jou kind in hulle kamer daarna op soek was nie. Maar dit is 'n klik weg op 'n rugbytoer of op 'n skooltoer of wat ook al. Die eerste keer wat ek blootgestel was daaraan was nie in my eie huis nie. Dit was op 'n rugbytoer. Waar 'n pel kom en sê kyk gou hierso. Hierdie goed gebeur julle. En daarom moet ons daaroor praat, want ons praat in die pastoraat van 'n siklus van shame, skaamte. Jy doen die ding, dan voel jy verskriklik skuldig daaroor en dan isoleer jy jouself van ander mense en van jou vriende en familie en dan is daar iets in jou lewe wat gebeur wat vir jou swaar is om te dra wat ook al en dan doen jy weer die ding en so is hierdie siklus heeltyd besig om homself te herhaal. En dan kom ek maak dit gou vir julle prakties vandag. Ons kan baie lank teologies gesels oor hoe wonderlik dit is dat die Here ons vrymaak, maar daar's ook 'n praktiese element. En die praktiese element is die isolasie moet ons breek. Dis die groot wapen wat die vyand het om jou in die sonde vas te hou. Is om te dink wanneer jy uitreik na broers en susters toe gaan hulle jou veroordeel en wanneer jy uitreik na broers en susters toe gaan hulle jou verwerp. Dis 'n leuen. En as dit in die kerk gebeur en jy is 'n lidmaat wat ander verwerp wat hulle hand uitsteek na jou toe, dan wil ek vandag met jou raas en sê asseblief moenie dit doen. Dis nie die evangelie. Wanneer 'n broer of suster na jou toe kom en sê ek sukkel met 'n ding, help my, dan is dit ons verantwoordelikheid om hulle te help. Sodat ons daai ketting van isolasie breek. Hoor julle dit? Nou, interessant genoeg. Daar is, en dit is nou prakties. Kom ons vat pornografie, ons bly by hom vir 'n oomblik. Aanlyn is daar 'n wonderlike Christelike maatskappy wat mense probeer help om hierdie isolasie siklus te breek. En ek wil dit net vir jou gee, jy kan dit neerskryf of jy kan my vra en dan sal ek dit nou vir jou op WhatsApp gee. Maar die naam van die maatskappy is Covenant Eyes, of verbondsoë. Maar dit gaan oor screen responsibility. Met ander woorde, jy kies 'n broer of suster wat jy vertrou en in jou vertroue neem. En hulle, wanneer jy sekere dinge op jou selfoon kyk wat jy nie moet nie, dan stuur dit 'n rapport na hulle toe om te sê jou broer of suster struikel. En dan bel hulle jou. Dan bel hulle jou. En so hoor julle hoe daai ketting gebreek word, waar mense vir jou bid, waar mense pad saam met jou stap. En hier is wat net asseblief hoor dit vandag. Die evangelie gaan oor transformasie. Die evangelie gaan oor 'n bevryding van sonde. So asseblief hoor, as jy sukkel met wat ook al dit is, of dit nou pornografie is, en ons gaan nou na 'n tweede voorbeeld kom in drankmisbruik, en ons gaan later by skinder kom, wat ook al dit is waarmee die vyand jou teiken, asseblief hoor, daar is oorwinning. Dis nie 'n hopelose saak nie. Ja, ek en jy is in sonde ontvang en gebore, maar die hele punt van die evangelie is om jou te herinner dat jy word nuut gemaak. Die oue is verby, jy is 'n nuwe mens, en in Christus begin ek gril vir sonde. Ek begin my neus optrek daarvoor, ek haat dit. Ek wil nie dit meer doen nie.
Maar om te dink, broer en suster, dit gaan oornag verander, is onrealisties. Kan die Here jou dadelik bevry? Natuurlik. Maar doen hy? Soms nie. Want ons saligheid, en hierdie is belangrik, asseblief skryf dit nie, ons saligheid lê ook in ons stryd teen die sonde, teen die versoeking. Dit is 'n teken van jou wedergeborenheid, dat jy fight, dat jy beklei. Hoor julle dit? So, moenie toelaat dat die vyand jou mislei deur te sê jy moet jou isoleer van jou broers en susters nie. Dis hoekom Bybelstudiegroepe en klein groepe en gebedsgroepe en hierdie goed so crucial belangrik is. Vriendekringe, wat jou beste belange op jou hart dra, wat eerlik met jou gaan wees, in plaas van dat hulle jou net vlei taal in jou ore streel en vir jou sê hoe fantasties jy is, want ons is nie altyd. Ons maak foute. En dan het ek 'n broer of 'n mentor of iemand nodig om my op die regte pad weer te bring. En ons moet daai mense begin waardeer, gemeente. Ons moet hulle begin waardeer. So pornografie weet ek is 'n ding in ons gemeenskap en so aan veral ons jong mense wat verwoesting saai. Ons moet iets daaromtrent doen. Jy moet fight daarteen. En daar is middele tot jou beskikking om jou te help daarmee. Die tweede voorbeeld wat ek wil bring van die kansel af is drankmisbruik. Want dit is so verweef in ons Afrikaner kultuur, braai kultuur, dat ons moet daaroor praat. Dat Bybels gesproke is dit sonde om jouself papie te suip. Jy mag dit nie doen nie. Jy moet nigter wees. Mag jy jou wyntjie soms geniet? Gemeente, as ek julle nou op die spot moet sit, mag jy soms 'n wyntjie of 'n biertjie geniet? Ja, natuurlik. Natuurlik. Dis nie wat sonde is nie. Dis die misbruik daarvan. En hier is die kruks. Toe ek geleer was oor pastoraat na mense wat substance abuse probleme het, wat eintlik 'n persoonlikheid het, my ouma byvoorbeeld altyd vir my gesê, Julian, om 'n alkoholist te wees is in jou bloed. En ek het as 'n kind nie lekker verstaan wat dit beteken nie, maar toe ek nou gaan studeer het, toe leer hulle my, party mense se persoonlikheid is meer vatbaar om verslawings te ontwikkel as ander. Party mense se verslawing is dalk koffie. Wonder hoeveel in die gemeente as ek jou koffie wegvat, watter impak gaan dit op jou hê? Nee. Of jou pakkie sigarette, watter impak gaan dit op jou hê? Of coke. My pa byvoorbeeld het in 'n skof op die myn het hy 13 tot 15 blikkies coke gedrink. En as hy by die huis kom, het hy nog 4 liter gedrink. En hy het geswel. Okay? Op die einde het hy diabetes ontwikkel. Nie omdat dit in ons gene is nie, maar 'n leefstyl. Want ons het hierdie persoonlikheid. Ons het hierdie persoonlikheid om baie keer verslaaf te raak aan goed. En dit moet jy bestuur. Dit moet jy bestuur. Om net te sê ek is so gebore en ek is so gelaat staan. Julle, dis lui. Dis kan nie dit doen. In Christus is daar vir jou oorwinning, is daar vir jou hoop. So drankmisbruik gemeente, asseblief hoor dit. Daar's niks fout daarmee om 'n glasie wyn te geniet of om 'n bier te drink saam met jou vriende nie. Maar wanneer jou lewe gaan rondom die alkohol, dan is daar 'n probleem. En weer eens, wat doen ons dan? Ons isoleer onsself. En daarom wil ek jou weer uitnooi vandag. Kry mense in jou vriendekring, in jou familie, of selfs in die gemeenskap om 'n pad saam met jou te loop, om hierdie ketting te breek. Om hierdie ketting te breek. Dis hoekom ons klein groepe het. Saam bid, saam gesels, saam die stryd stry. Dis nie alleen nie. Dis nie alleen nie. Maar ons ervaar byvoorbeeld dat dit ons verwoes, ons gesinne, ons families, ons verhoudings, dit saai verwoesting. En daarom moet ons iets aan doen. Nee. Laaste een is kinder, en daar is meer op ons susters gefokus. Susters glimlag want hulle weet. En ek wil net hierdie vir julle sê, weer eens dit verwoes verhoudings. En hier is eintlik die vraag wat ek vandag vir julle wil vra. As ons as kerkmense opreg probeer wees, hoekom is mense partykeer so gemaklik om in ons midde pornografie op te bring? Of drank te misbruik? Of te skinder van iemand anders en hulle karakter te vernietig? En dis die introspeksie wat ek wil hê ons moet doen as 'n gemeente. Hoekom is mense so gemaklik om dit in ons teenwoordigheid te doen? Is dit nie eintlik veronderstel om 'n bietjie ongemak by hulle te kweek as hierdie dinge opduik en hulle is in jou teenwoordigheid? En hulle is in jou teenwoordigheid. So, ek wil dit vir julle prakties maak vanoggend. As jy sukkel, broer en suster, en weet ek swaai nie vinger nie, ek weet nie, dit is goed waarmee mense sukkel. Met pornografie wil ek jou uitnooi om dit te erken. Erkenning is die eerste stap tot genesing.
Moenie kamp opslaan, soos ek al baie van mense gesê het, langs die Nylrivier nie, in the Nile. Nee. Moenie daar kamp opslaan nie. Erken dit. Wees eerlik met jouself, wees eerlik met die mense in jou lewe. Al is dit vir jou scary. Wees eerlik met God, want jy het nou gehoor, die teks sê, wanneer jy vir jouself sê, jy het nie sonde nie, dan bedrieg jy jouself, en jy maak nie enigiemand anders tot leenaar nie, jy maak God tot leenaar. Jy sê hy lieg, as hy jou sonde konfronteer. Want hier is die kruks, as God lig is, broer en suster, dan beteken dit niks is vir God versteek nie. Alles is vir hom helder en ontbloot. Daar's niks wat jy vir God kan wegsteek. En aan die een kant is dit 'n vreesaanjaende gedagte, maar aan die ander kant, as jou lewe in die lig is en jy is vry, dan is dit 'n wonderlike idee dat jy en die Here intiem by mekaar kan wees, want ons niks wat jou skei. So, waar land dit dalk vanoggend vir u? So erken die sonde en wees eerlik met God en bely dit teenoor 'n betroubare geloofsgenoot. Praktiese aksie, byvoorbeeld Covenant Eyes, is 'n manier hoe jy jou kan help om nie weer in daardie versoeking te val nie. Want hier is die kruks van die saak. En hiermee wil ek begin om af te sluit. Wanneer ons sekere gedragspatrone handhaaf wat sonde is en ons raak vasgevang in daardie leefstyl, dan kan jy besluit, ek gee moed op, want dit is moeilik om dit te breek. Dit is moeilik om die gedragspatroon te breek. Ons moet realisties wees daaroor. En wat ons baie keer doen is ons bid en dan gaan, as ons gesels en sê ons voel verskriklik skuldig hieroor. En ek glo elke lidmaat wat dit teenoor my getuig. Maar hier is die kruks van die saak. Is meeste van ons, wanneer ons hierdie emosie beleef of wanneer ons hierdie getuienis teenoor mense gee, dan tref ons geen voorsorg in ons alledaagse lewe om te verhoed dat ek in dieselfde versoeking val nie. Maak dit vir julle sin? So jy sê byvoorbeeld, ek sukkel met pornografie, maar jy gaan met jou foon bed toe in die aand, want is jou alarm. Jy plaas jouself in 'n situasie waar jy nie hoort nie, byvoorbeeld. Of jy sukkel met alkoholmisbruik, maar jy plaas jouself heeltyd in situasies waar jy in die versoeking gelei gaan word, waar mense jou nooi, ek weet jy of watergat alweer oopgemaak het na hy gebrand het nie. Moet ek vra wie? Wie kan my sê? Want dan weet ek waar kuier jy. Ek grap. Nee, maar anyway, jy weet jy sukkel, nou nooi iemand jou 'n vriend met mooi intensies om saam te gaan kuier. As jy weet jy sukkel, moenie gaan nie. Nooi hulle na jou huis om 'n koffie te drink. Julle hoor wat ek vir julle probeer sê. As jy sukkel met skinder, susters, wag voor jou tong hou. Dink by jouself af, dit wat ek nou gaan deel, is dit tot voordeel van 'n verhouding, of is ek besig om mense af te kraak en af te breek? Kom doen ek dit, hoekom het ek die begeerte? Julle hoor wat ek vir julle sê. So 'n bietjie dink hieroor. So, vervang met God se lig. Wil ek net vir julle hierdie volgende lees. Dit gaan oor heiligmaking en gaan oor wat ons glo. Van die kansel af wil ek asseblief vir julle moet hoor, 1. Dat omdat God lig is en God jou van alle ongeregtigheid verlos het, beteken dit jou sonde van gister, jou sonde van vandag, jou sonde wat jy in die toekoms gaan pleeg, dit alles is op Christus. Alles daarvan. So wanneer jy byvoorbeeld, dit is die grootste leen wat die vyand na ons toe bring, is om te sê, nie net kan jy na jou broers en susters toe gaan nie, maar hoegenaamd moet jy nie dink jy kan na God toe gaan. Want God gaan jou verwerp. En dis 'n leen uit die put van die hel. God nooi jou uit om te kom, soos jy is. Maar hy los jou nie daar soos hy jou ontvang het. Nooit. Hy transformeer jou. Hy bevry jou van die slawerny van die sonde. Asseblief hoor dit. Daar is oorwinning, daar is oorkoming van hierdie dinge, daar is bevryding van hierdie dinge. Jy is nie vasgestrengel vir altyd nie. Jy kan loskom, maar dit vra dissipline soms ook. Want as ek eerlik is, en dis nou in my eie hart, as ek hieroor dink, dan dink ek baie keer wil ons hê God moet alles doen. Asseblief vat die versoeking van my weg. Maar dit beteken eintlik jy wil die verantwoordelikheid een kant toe skuif. Maar ons verantwoordelikheid op my en jou. Om ook ons deel te doen, om te beklei teen. Om te stry teen. En dan op die einde deur God se krag oorwinning te behaal. Jy kan oorwinning behaal. Daar is vir jou oorwinning in Jesus Christus. Glo dit. Glo dit. Ek sluit af met 'n gedeelte wat ek hier vir julle neergeskryf het, wat ek net wil deel. Liewe gemeente, die evangelie is nie net 'n kaartjie na die hemel toe nie. Dit is 'n krag
wat ons bevry van sonde en ons transformeer om soos Jesus te lewe. In 2025 is daar vir elkeen van ons in hierdie kerkgebou en hulle wat aanlyn luister, hoop. En dis wat ek hoop julle vat uit die kerk uit vandag, is hoop. Daar's hoop. Want die Heilige Gees verander ons begeertes en hy lei ons deur dissipline. En ons is nie vir een enkele oomblik alleen nie, want Jesus is ons voorspraak in die hemel en hy pleit vir ons daar as ons ewige hoëpriester en hy sy Heilige Gees uitgestort om in jou te leef, om jou te begelei en jou te vertroos en jou op te help wanneer jy struikel. So laat ons dan ook die doop wat ons vandag gevier het van verbondskinders herleef, deur ons sondes openlik teenoor mekaar en teenoor God te bely, te vertrou op Christus se reiniging en te stap in Christus se lig. Mag die Heilige Gees ons as 'n gemeente help om in 2025 waarlik soos Jesus te leef tot eer van God. As daar 'n sambreelterm is vir dit wat Jesus gedoen het, as ons vra hoe lewe ons soos hy in 2025, is die antwoord dat dit alles vir hom gegaan oor God, sy Vader en sy heerlikheid. Dis wat hom gemotiveer het. En hierdie is my laaste kern wat ek wil hê julle moet neerskryf. Jy kan net sonde oorkom, broer en suster, as jou liefde vir Christus jou liefde vir die sonde oortref. Maak dit vir julle sin? Jy kan net sonde oorkom as jou liefde vir Christus jou liefde vir die sonde oortref. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie dat ons uit hierdie teks uit vanmôre kan hoor, U is lig. En aan die een kant is dit vir ons vreesaanjaend, want niks is vir U weggesteek nie, alles is vir U ontbloot, elke sonde wat ons doen. Maar aan die ander kant, Here, wanneer ons wedergebore is deur die Gees en wanneer ons nou nuwe begeertes ontvang, is dit so 'n kosbare openbaring. Want U is naby aan ons. U leef in ons. Dankie ook, Here, vir die oproep wat ons kan hoor, dat ons die sonde teenoor mekaar moet bely en erken, en dat ons nie onsself moet isoleer van geloofsgenote nie, van ons medebroers en susters nie, maar dat ons eerder 'n hand sal uitsteek. En ek bid ook, Here, dat ons wat wil help en elke lidmaat wat iemand probeer begelei, dat U Heilige Gees ons sal begelei in dit, om nie mense seer te maak of te verstoot of te verwerp as hulle probeer om reg te stel. Mag ons hulle help, Here, en mag ons die leer wees waarop hulle klim na nuwe lewe toe en na bevryding toe, want U gebruik ook die kerk om hierdie dinge te doen. En ek bid vir elke lidmaat vanmôre, elkeen van ons wat sukkel met versoeking, wat verstrengel voel en vasgevang voel, en dan worstel met hierdie skuld in ons hart, dat die Heilige Gees, Here, vir ons vrede sal skenk. En ons wete dat Christus ons verlos, bedoelend vergewe, alles wat ons gedoen het en nog gaan doen. Maar in terselfdertyd dat hy ons oproep om heilig te lewe, soos U van ons verwag. En ek bid dat U Heilige Gees ons daarin sal help en begelei. Bid vir elke huisgesin, Here, soos ek vroeër gebid het, dat U ons sal bewaar en beskerm teen die aanslag van die bose, wat nooit genoeg neem met dit wat edel en reg en mooi is nie. En wat altyd probeer om 'n wig in te dryf tussen man en vrou, en tussen hulle en U, en ook tussen kinders en ouers ensovoorts. Here, mag ons daarom liefde nastreef, maar opregte liefde, soos die woord aan ons openbaar. Dankie vir die wete vanoggend, en ek bid dit vir elke lidmaat dat hulle sal hoor en dit omarm dat daar verlossing is, daar's bevryding, daar's transformasie in die evangelie. Dis 'n krag van God tot redding van alle mense. Ek bid, Here, dat ons dit beleef in ons alledaagse lewens. In Jesus naam. Amen.